Ons almal weet Appel is baie gewild in die Afrikaanse musiekbedryf, maar die man kan nie net lekker sing en liedjies skryf nie. Hy kan ook lekker klets. Ja, ek weet eerstens daarvan. En hy het besluit, dit is tyd om hierdie appelkar, of sal ons nou maar sê in hierdie geval die appelkas, om te keer as deel van 'n potsending oor algemene kwessies wat die meeste Suid-Afrikaners raak. En die onderwerpe word nou reguit en eerlik benader. Appel, goeiemôre my vriend. Pira, lekker om jou te sien. Dit is absoluut 'n voorreg om hier so te wees. Baie lekker. Dit is altyd vir my lekker om hier bank te kom sit by jou. Maar ons moet nou die bordjies bietjie vang, want nou sit ons vanmôre in die appelkas. Nee. O nee, pragtig. Ja, ek sien nou eers, ja. Hoor jy so net so vinnig, hoekom die idee van 'n podcast nou vir jou appelreg was? Ek dink dit is maar gebore uit 'n ding. Ek dink ons het 'n tekort aan oop kommunikasie. Vir my, as ek kyk na Facebook kommentaar en mense wat oor belangrike onderwerpe kommentaar lewer, is dit baie oningeligte opinies wat gegee word. En ek as 'n leek wil graag met mense praat uit professionele gebiede, deskundiges, om het reg te stel. Ek wil met hulle gesels en dan as Jan Allerman wil ek met hulle gesels sodat die publiek kan verstaan wat werklik aangaan, want ek dink daar's baie keer soveel tegniese aspekte wat mense nie noodwendig verstaan. Ons het nou die dag vir Silje Brink gehad wat oor die waterkwessie praat nou tans in Pretoria en ek sê vir hom, verduidelik dit vir ons asof ons 5 jaar oud is. Want ek dink as ons mense gaan inlig, dan bemagtig jy hulle om nie noodwendig iets onbenulligs te skryf op Facebook. Dis gewoonlik eens die ongeligtheid dat mense mos 100%. So jy praat dus soos die waterkwessie. Goed, is dit maar die tipiese kwessies wat jy ook aanvat? Man, ons praat oor boeliegedrag. Ons het onderwysers ingehad, skoolhoof ingehad. Ons het onder andere my maak ingehad wat oud Protea netbalafrigter is, wat 'n politikuste in. Ons het nou 'n paar interessante gaste wat opkom wat ek dink eerlike gesprekke rondom die etenstafel in die aande gaan aanwakker. En ek dink dit is ook wat ek wil hê, dat of families met mekaar kan praat oor wat werklik aangaan in jou lewe, 'n ongesonde ouerdruk. En dit is goeders wat vir my, wat ek gedink het persoonlik, wat ek voel ons praat, ek wat 'n dogtertjie het wat 11 jaar oud is. Goed wat ek wil hê behartig moet word vir haar om sodat sy kan gemaklik praat oor hoe sy voel. Is goeders wat ons behandel en ek dink dit gaan oor dit gaan tot in die werksomgewing, boeliegedrag in die werksomgewing. Ons het soveel probleme tans in Suid-Afrika, maar ek dink die enigste oplossing wat ons kan werklik hê om daai probleme op te los is om daar te praat, want stilte veroorsaak net leuns en probleme. En met dit wat jy nou al ook self so met die mense gepraat het en lekker regtig op grondvlak met hulle kan praat, het jy al ietsie wyser geword en hoe beleef jy hulle terugvoering in die sin van, jy weet, ek dink baie van hierdie ouens is so gewoond, hulle word net uitgehaal. Jy weet, dis 'n tipiese carte blanche tipe van styl, maar ons wil weet en hoekom en waarom nie. Jy praat weer met hulle soos wat ek en jy sal gesels. Maar hoekom is dit so? Wat kan ons doen? Wat kan die regte ding oplossing wees? Definitief. Vir my gaan dit net oor, ek wil die eerste wat nou kom sit as 'n gas. Hy sê veral as dit by die politici kom, hulle is nie onder kruisverhoor nie. Ja. Dit gaan kom ons kry 'n manier om dinge te laat werk. En ek voel kommunikasie is letterlik die baksteen waar ons die fondasie gaan begin bou van om beter Suid-Afrika te begin. Wel, beter Suid-Afrika is seker maar 'n pypdroom, maar op die einde van die dag is as ons nie gaan begin praat onder mekaar as publiek, as die massas, gaan ons dit nie reg kry nie. Ja, en dit is baie nodig. Word mense ook uitgenooi? Ek meen, met die eerste reeks dan eie ons maar 'n paar gaste. Ja. Soos wat die platform van jou ook groei, kry seker mense wat sê, luister, ek wil ook graag kom gesels, of ek wil meer hoor oor hierdie kwessie. Ons kry onderwerpe, voorstelle wat mense graag oor wil praat. Nou met die ongesonde druk op kinders, het ons verskriklike goeie terugvoer gekry. Ek meen, daar's 'n spesifieke video van wat my maak 'n onderwerp aangeraak het, en in 'n dag was daar 300,000 views op die short gewees. En die ding is, dit bewys het vir my een ding. Suid-Afrika is honger vir die waarheid. Ek dink daar's genoeg vermaaklikheid. Ek dink ons moet nou 'n bietjie penetreer met die waarheid. En aan die ander kant ook gaste ons het baie gaste wat wil kom praat, maar op die einde van die dag gaan dit regtig oor die ouens wat weet wat regtig in die losgemaal is, as ek dit vir jou in rugby terme kan stel, want ek wil nie met bekendes praat nie. Ek voel, ons weet genoeg van die glits en die glamour in Suid-Afrika. Ek wil met die ware helde van Suid-Afrika praat, die ouens wat hulle hande vuil kry. Hoor jy, en dit is ook wat jy half probeer sê met, jy voel jy het hierdie
Nou kan ek nie op die woord kom die Nee, appel, maar jy voel dit is half jou plig, want jy het nou al vir jou 'n lekker platform geskep. Mense ken jou, hulle weet wie jy is. So om dit te kan gebruik om vir mense ook net die ander waarheid te kan gee. Eers Pira, ek om te sê dis my plig is verantwoordelikheid. jou verantwoordelikheid. Ek dink dis ons almal se verantwoordelikheid. Ek is net geseënd om 'n lekker platform te hê, wat 'n wye verspreidingsnetwerk het en ek dink op die einde van die dag as dit die jeug kan laat besef ons kweek 'n kultuur van opregtheid en eerlikheid en wie ook al kan ek sê geafronteer word deur eerlikheid sit in die rooi. Hoorie, waar gaan ou na hierdie podcast kan kyk en luister? Jy kan op YouTube natuurlik, kan jy net Appelkas op my kanaal daarso, is onder die Appel kanaal, maar Appelkas as jy hom net gaan search gaan jy hom kry. En natuurlik is dit Spotify se podcast ook sal jy hom kry. Ja. Ek kan nie wag om te gaan loer en te luister nie en baie dankie man vir hierdie platform wat jy net so goed gebruik en aanwend. Dankie Pieter en weer eens is 'n voorreg vir my om hier by Goeiemôre Good Morning te wees. Ek hoop ek sien julle gou weer. Ek weet vir kunstenaars soos jy is dit maar swaar om so vroeg in die oggend Nee, op te staan, maar dan onthou ek nou weer die 11-jarige aan die ander kant. Yes, as jy 'n pa is vroeg op is deel van daai ding. En ja, wat 'n En moet net nie ophou met die musiek nie, né? Nee, glad. Asseblief, want dan gaan ek die appelkar omgooi. Hy's meer as welkom. Kyk gerus uit vir Appel se Die Appelkas op die YouTube kanaal en die Spotify kanale. Nou ja, ons is net hierna verder met nog lekker musiek en geselsies by Goeiemôre Good Morning. Ek is nou nogal lus vir 'n appel. Wie weet, dalk is dit net die regte doep af vir hierdie oggend. Of is dit die appelkas?